Goeiedag geliefde, ek is so bly jy is weer saam met ons hier op reis vandag 5 van ons reeks. So kom ek vra jou iets eerliks. Voel jy altyd, nê? Altyd, jy's vuur en vlam, soos iemand wat gestuur is deur die Here. Of voel jy soms eerder onseker, ongemaklik of onwaardig? Dit is baie verstaanbaar, want God gebruik nie net die supergeestelikes nie, die geestelike elite nie. Nee, hy gebruik gewone mense soos jy en ek. En hier is die waarheid van vandag. As jy gered is jy gestuur. As jy gered is jy gestuur. Jesus se laaste woorde op aarde was nie 'n voorstel nie. Dit was 'n opdrag. Ons lees dit hier in Matteus 28 vers 19 tot 20 wat sê: Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek julle beveel het. En onthou, ek sal by julle al die dae tot in die volëinding van die wêreld wees. Jy sien, jy hoef nie te wag vir 'n engel om te verskyn in jou kamer om vir jou opdrag te gee en uit te gaan en met ander mense te praat oor Jesus nie, of vuur uit die hemel uit wat jou motiveer nie. Die oomblik toe jy gered is, het jy deel geword van God se sendingsplan vir hierdie wêreld. Die Griekse werkwoord vergaan hier beteken nie net gaan op reis nie, of beweeg nie, maar dit dra die idee van 'n voortgaande beweging met 'n doel. Met ander woorde, terwyl jy gaan, terwyl jy leef, werk, koop, gesels, net jou interaksies met mense, is jy besig om die boodskap van Christus se goeie nuus saam met jou te dra. Dis nie die Bybel onder die arm nie, jy en ek is permanent op sending. Jy is nie net 'n verloste siel nie, jy is ook nou 'n gestuurde draer van die evangelie. Evangelie beteken goeie nuus, en is dit tog nie die mooiste nuus ooit nie? So miskien dink jy, maar ek ken nie al die Bybelverse en ek kan nie Grieks aanhaal nie en ek weet nie al die dinge nie. Ek is bang ek maak 'n fout. Ek is net nie goed genoeg nie, nê? Jy is nie seker of you've got the stuff nie. Maar hoor hierdie kragtige woorde van Jesus weer, nê? Hy sê, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die tyd, van die lewe, van die wêreldgeskiedenis, afhangende se vertaling jy lees. Jesus is altyd by ons. Ons doen dit nie alleen nie. Hy stuur jou nie alleen nie. Hy gaan saam met jou. En wanneer jy praat, geliefde, is nie eens jou eie woorde wat die redding bring. Dis nie wat jy doen nie. Dis sy gees wat werk in daai mense se harte. Romeine 10:14 sê, hoe sal hulle van hom hoor sonder dat daar iemand is wat die boodskap bring? Dis die vers van die week. Jou woorde dra gewig, jou getuienis maak saak en jou voetstappe is lieflik. Wanneer ons die tree van sending gee, dan verander lewens. So vandag wil ek wil jou aanmoedig om dit prakties te anker, net doen hierdie. Dink aan een persoon wat Jesus nodig het. Dan bid jy vir daardie persoon vandag. Jy noem hulle op hulle naam, nê? En dan maak 'n besluit om iets van Jesus met hulle te deel, nê? Wees net 'n bietjie meer proaktief, nê? Al is dit net jou storie van jou eie redding en jou eie gemeente en daar waar jy groei en beleef, nê? En as dit by beleefgemeentes, ons sien dit weekliks kom mense elke week en raak deel van ons gemeente, want ander mense vertel mense van wat hulle beleef en wat Jesus vir hulle beteken. Onthou, jy is nie die redder nie. Ek en jy, ons kan niemand verlos nie. Ons is net die draer van die goeie nuus, van die mooiste boodskap wat nog ooit bestaan het. Geliefde, maak saam met my hierdie verklaring. Sê, ek is gestuur, ek is nie alleen nie, ek dra lig, ek bring lewe, Jesus saam met my, oral waar ek gaan. Jy het dit dalk nie geweet nie, maar jy het sendingstree, nê, lieflike voetstappe, wat die storie van Jesus bring, en God het jou op 'n pad geplaas, waar jy sy lig dra, na die wêreld toe. Môre sluit ons hierdie kosbare reeks af met die mees inspirerende waarheid, en dis die volgende. Deel die boodskap, dis die mooiste gelei. Dis die tema vir môre se oordeenking, want hoe lieflik is die voetstappe van die wat die goeie nuus bring. En dan wil ek jou vra, los hom in die kommentare, daai persoon se, jy hoef nou nie hulle naam, sê dalk hulle naam, as jy dink hulle gaan dit nie raak lees nie, en as jy nou bid vir jou, ek wil nou nie grappie maak nie, maar los 'n naam daar, van wie jy dink, jy voorbid en wil die Here vertrou, en ons sal saam met jou bid vir daai persoon, ons sal saam met jou intree, ons gaan ons gebedshandjies daar plaas, ons gaan saam met jou glo en saam met jou vertrou vir daai persoon. Maar voordat ons aangaan met ons dag, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u genade oor ons lewens, en dankie dat wanneer ons lees uit Matteus 28
vers 18 en 19, dat wanneer ons tot bekering kom, wanneer ons lewens vir U gee, raak ons deel van hierdie sendingsoplossing, hierdie goeie nuus oplossing vir die wêreld, dat ons is draers van daai nuus, ons moet uitgaan en mense vertel, en hoe geseënd en hoe lieflik is die voetstappe van die, wat die goeie nuus van Jesus bring na ander mense. Here, mag ons in daai melodie, mag ons in daai geluide, daai klanke, mag ons daarin beweeg, en daai melodie vat na die wêreld toe, wat dit so dringend nodig het. So ek bid vandag, spesifiek, vir elke persoon wat huiwerig is, angstig en onseker is, of hulle goed genoeg is, slim genoeg is, ingelig genoeg is, vrymoedig genoeg is om te praat oor die goeie nuus van Jesus Christus. Nee, Here, net omdat ons U ken, kwalifiseer ons en motiveer ons eintlik om ons stemme, ons monde oop te maak en ons stemme te laat hoor. Here, maak ons geluide van die mooiste melodie, en daai geluide, daai klanke is die goeie nuus van Jesus Christus. Here, dan beloof vir ons, U beloof vir ons, dit is nie ons woorde wat die oortuiging bring nie, dis U Gees wat werk in mense se harte. En daarom weet ons met oortuiging vandag, dat ons kan uitgaan en ander mense vertel van Jesus Christus. Ons bid vir guns by U, sodat ons kan guns hê by mense. Ons loof U, ons eer U en ons sê amen en amen. Geliefde, sien jou môre vir ons laaste boodskap van hierdie week, en dan Sondag gaan ek hierdie hele week tema reeks saamvat in 'n boodskap oor die beste nuus ooit. En ek hoop jy sal inskakel saam met ons Sondag. Gaan in vrede. Totsiens.